Vandag wil ek so 'n bietjie gesels oor liefde in die gesin. Vorige keer het ek gesels oor liefde en ons het gepraat oor liefde in die gemeente en almal wat so mooi omgee vir mekaar en. En baie keer in die buitekant gee ons om vir ander mense. Maar wanneer ons by die huis kom, dan is die liefde nie so lekker nie. Dan gebeur binnekant in die huis nie wat ons uitleef na buitekant toe nie. Want die beeld binne in die huis het so 'n bietjie deur mekaar begin raak. Nie net in 'n rolle nie, maar ek dink sommer net omdat ons mekaar partykeer gewoond is, nê. So hoekom moet ek werk aan my huwelik? Hoekom moet ek werk aan my gesin? Want ons is nou almal hierso. Ons het mekaar nou al gewoond geraak. Ons doen meer moeite vir mense buite as wat ons doen vir ons mense binne in ons huise. Want hulle is mos nou maar net daar. Dit is nou maar net 'n gewoonte geword. Ons is gewoond aan mekaar. Maar die huis is 'n belangrike plek waar die beeld van God in manne en vroue reggemaak kan word. Want ons kan maar sê wat ons wil, die beeld van mense is deur mekaar. Dis nie meer soos wat die Here dit beplan het nie. Ons sien skewe beelde vandag. Want binne in 'n gesin kan pappa, mamma en die kinders hulle self ten volle uitleef en aan mekaar se behoeftes vir saamwees, liefde en omgee voldoen. Want almal van ons het 'n behoefte aan liefde en omgee. Dis hoe die Here ons gemaak het. Die Here het ons nie Lone Rangers gemaak nie. Die Here het ons sosiale wesens gemaak. Ons het ander mense nodig om ons. Ons soek 'n ander asempie, ons soek 'n ander stemmetjie. Ons wil 'n ander hartklop langs ons hoor. Dis hoe die Here ons gemaak het. In die gesinne ook word identiteite bevestig en gevoelens van eie waarde word gekweek. Dis hoe dit moet wees in die gesin. Die huis is ook die plek waar die beginsels van ware Christelikheid deur die genade van God uitgeleef kan word en waar die waardes, goddelike waardes van een geslag na 'n volgende geslag toe oorgedra kan word. Die gesin kan 'n kweekhuis van absolute geluk wees. Maar dit kan ook die plek van verskriklike hartseer wees. Eensgesindheid in die gesinslewe demonstreer die beginsels van Christelike geloof wat waarlik uitgeleef word en wat die aard van God openbaar. Dis hoe die Here dit gemaak het. Dit is goddelikheid, God se waardes moet uitgestraal word in ons gesinslewens. Maar ongelukkig sien ons deesdae maar baie selde hierdie eienskappe in gesinne. In steede daarvan is baie gesinne 'n demonstrasie van die gedagtes en die bedoelinge van menslike selfsug, van risie, van 'n rebellie, van naaiwer, van woede, van bandeloosheid en ongelukkig selfs wreedheid in ons gesinne. Tog was hierdie eienskappe nie deel van God se oorspronklike plan nie. In die wêreld waarin ons leef, is die prentjie van 'n gesin gebroke. Daar bestaan 'n klomp variasies en moontlikhede van hoe 'n gesin deesdae saamgestel kan word. Kinders moet dikwels in 2 verskillende huise groot word as gevolg van geskeide ouers. 2 pa's of 2 ma's is ook nie meer 'n vreemde ding vandag nie. Dan sien ons ook gesinne waarin ouers meer skade aanrig as wat hulle goed doen. Partykeer bewustelik, partykeer nie. Hulle besef dit nie eers nie. Dikwels sien kinders meer haat tussen ouers as liefde. En ek dink dit is, ek wil amper sê die norm vandag. Dat kinders meer haat sien as liefde. In die meeste gevalle is hierdie gebrokenheid 'n kenmerk van 'n lewe sonder Christus. Die Bybel lê in die kas as daar een in die huis is.
Waar is jy lidmaat? Ag, ons gaan nie kerk toe nie. Ons kyk maar nou en dan op die TV. Die Here is nie sentraal in daardie gesinne nie. In Genesis 2 lees ons van die skepping van die man wat gevolg word deur die skepping van die vrou. Eers word die man geskape. Eers die man, dan die vrou. Duidelik is die vrou gemaak om by die man aan te pas. God het 'n spesifieke orde daar gestel wat deur die geskiedenis in stand gehou word. God het nog nooit verander van sy plan nie. Eers die man, dan die vrou. Die man staan bo in verantwoordelikheid. Die vrou staan onder hom en dan die kinders. Dis die orde wat God daar gestel het. Die man, die vrou, die kinders. Die Here wys vir ons baie duidelik hoe hy die gesin saamgestel het. Hy het spesifieke take vir die man en die vrou saamgegee in 'n huwelik, maar dan ook het hy vir elke ene onderskeidelik hulle eie take gegee. Ons begin by die pappa, die man van die huis. Hy is die hoof van die gesin. Ongelukkig, baie min mans deesdae die hoof van die huis. Afrikaans het 'n mooi woord vir mans, party mans, slap, iets. Ja, hulle slap. Hulle wil nie die verantwoordelikheid vat nie. Nee wat, die vrou moet dit maar vat. Jy het nie 'n ruggraat nie. Want dis nie hoe die Here dit geplan het nie. In Efesiërs 5:23 sien ons dat die man die hoof van die gesin moet wees. Dis 'n groot taak. Dis 'n geweldige werk om die hoof van die huis te wees. Want hy vat verantwoordelikheid vir almal onder sy sorg. As jy dink jou posisie as 'n skofbaas of 'n voorman is taai, dis boggerel. Hierdie werk wat die Here vir ons manne gegee het, is baie groter en baie meer verantwoordelikheid. Die pappa moet leiding gee. Hy moet raad gee, hy moet onderrig. Nie net in die praktiese lewe, vir Boetie leer om die engine oor te doen nie, maar ook die geestelike lewe moet hy leer. 'n Pa is 'n rolmodel vir seuns en vir dogters. Vir sy seuns is hy 'n voorbeeld van hoe 'n goeie of 'n slegte man is. En nou 'n voorbeeld van hoe 'n goeie of 'n slegte pa is. Vir sy dogters skep hy 'n beeld van dit waarvoor hulle gaan soek eendag of nie gaan soek nie in 'n man. Die swaarste las van 'n pa is dat hy vir sy gesin 'n voorbeeld moet wees van ons hemelse Vader. Hoeveel mense kan nie in 'n verhouding met God die Vader inbeweeg nie as gevolg van hulle pa se beeld wat hulle gehad het. Ek wil niks met hom te doen hê nie, want my pa was so en so en so en so en God die Vader, ek wil niks van hom weet nie. Ons verantwoordelikheid as pa is om 'n voorbeeld te wees van ons hemelse Vader vir ons kinders. En weet jy wat se ergste nê? Wat is die awesomeste? Ek en jy hoef hierdie goeders nie alleen te doen nie. Die Here het vir ons nie net sy woord gegee nie, maar ook sy Heilige Gees om ons te lei en om ons te help. Om ons wysheid te gee hoe om ons kinders groot te maak. Onthou, man word ook die simbool van Christus. Christus wat die hoof van die kerk is. Hoor gou hierdie gedeelte. Efesiërs 5:23 tot 28. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees.
So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het homself lief. Omdat Christus die kerk lei, moet man en vrou albei toegee. Ons moet almal submit onder Christus se heerskappy, maar die woord van God gee voorkeur aan die oordeel van die man, want hy moet die verantwoordelikheid dra. Hy is die een wat staan en die verantwoordelikheid dra vir die gesin, tussen die gesin en God. Terselfdertyd is dit ook sy verantwoordelikheid om sy vrou se individualiteit met die hoogste respek te behandel. Sy's nie 'n vloerlap nie. Sy's nie 'n skroplap nie. Sy moenie wees wat jy haar forceer het om te wees nie. Die Here het vir haar uniekheid gegee. Die Here het vir haar iets spesiaal gegee. Maar soveel mans kom en hulle kom druk die gawes en die individualiteit, dit wat die Here kosbaar in sy vrou gesit het, kom druk hy dood, want jy sal wees soos ek sê jy moet wees. Hoekom? Ons moet hulle help om te bou, en dit wat die Here in hulle gesit het, manne, dis ons verantwoordelikheid. Dit wat die Here in hulle gesit het, moet ons help om dit te laat groei, om dit beter te maak, om dit spesiaal te maak, nie om hulle af te breek nie, nie om hulle te verniel nie. Christus het sagmoedige heerskappy in die dag gelê, toe hy gegaan het as 'n diensknegt na die kruis toe. So moet ek en jy, manne, lewe met selfopoffering, soos dit Jesus dit gedoen het. Die heerskappy van Christus is een van wysheid en liefde, en ek en jy moet dieselfde doen met ons vrouens. Ons moet dieselfde sagtheid uitoefen as wat Christus teenoor sy kerk uitgeoefen het. Verder, manne, as priester van die gesin, dis jou rol, julle weet dit mos, koning, priester en profeet. As priester moet jy net soos Abraham in die oggend begin om jou gesin te seën, vir hulle te bid, maak hulle bymekaar, vertrou hulle in die Here se sorg toe. Vanaand as jy by die huis kom, dan vat jy voor en jy sê dankie vir die Here dat almal veilig by die huis is. Dankie vir die Here vir die seëninge so onverdiend wat hy gegee het. Dis ons werk, manne, as priester van jou huis. 'n Wyse pa sal altyd tyd aan sy kinders bestee. 'n Kind kan so baie by pappa leer. Respek, liefde, nie net vir hulle ma nie, maar ook vir ander mense. Liefde vir God. Hulle kan leer wat sê noodsaaklikheid van gebed. Liefde vir ander mense. Hulle kan leer hoe om te werk. Soveel mense sê, ag, ja, daai kinders mes lei. Dis jou eie skuld. Dis jou eie skuld. Jy het hulle bederf. Jy het hulle lei gemaak. Kinders moet werk. Hulle kan by jou leer, pappa, hoe om beskeie te wees. Hulle kan leer van die liefde van die natuur en vir die dinge wat God gemaak het. Maar weet jy wat is, jy as pappa nooit by die huis is nie, word die kinders van hierdie voorregte en van hierdie vreugde beroof. Ons het nodig om tyd te spandeer by ons huise met ons kinders en ons vrouens. Die moeder, ja, ek haal my hoed vir julle af. Julle die moeilike werk. Dit is uitdagend. Dit is nie maklik om 'n mamma te wees nie. Die liefde van 'n ma loop tot diep in haar menswees in. Dis hoe sy geskape is. Die Here het haar gemaak 'n bron van liefde. Sy is geskep om kinders in die wêreld te bring en hulle groot te maak. Maar tog is dit 'n saak vol smarte. Genesis 3:16, die B-deel, met smart sal jy kinders in die wêreld bring. En die lewe na dit is net so vol bekommernis en angs oor haar kinders. Want daar's nie 'n ma wat nie lê en worry elke dag oor haar kinders as hulle ergens heen gaan of dinge gebeur nie. Dit is altyd 'n bekommernis in 'n mamma se hart oor hulle kinders. Maar tog is dit 'n mooi taak.
om 'n mamma te kan wees. Dis iets spesiaal. Om kinders van God groot te maak is 'n verantwoordelikheid met groot erns. Belangrike werk. 'n Ma met die kennis van God reg oordra na kinders en hulle is saam met haar man lei op die regte pad. Mamma is daar vir ondersteuning. Die man en die vrou in 'n gesin moet as 'n span werk. En vandag se dae sien ons nie meer nie, want dit wat ons net nou gepraat het van ook, hierdie slegte dinge naaiwer. En hierdie tipe van goeters wat in 'n huwelik is, want hoeveel keer speel pappa en mamma die kinders teen mekaar op? Nie eers as hulle geskei is nie, dan is dit nog erger. Maar in die gesin, ag man, jou ma weet nie waarvan sy praat nie. Ag man, jou pa stupid, los hom uit te. Wat se beeld gee jy vir jou kind? Wat leer jy vir jou kind? Ons is veronderstel om 'n span te wees in 'n huwelik wat saam staan, saam op een pad loop, een rigting aanwys. Want as pappa en mamma vervul julle die rol van Christus en sy kerk. Hulle leef in liefde, nie net tydelike aardse liefde nie, maar die liefde van Christus. Julle moet saam 'n voorbeeld stel van die huwelik. God het die huwelik ingestel. Dis 'n goddelike instelling, dis nie 'n menslike ding nie. Dis hoekom dit 'n spesiale ding, 'n huwelik. Onthou die indruk wat jy maak, pappa en mamma, bly vir altyd by jou kinders. Die indruk wat jy maak, die voorbeeld wat jy stel, bly vir altyd. Wanneer ek die voorhuwelikse berading met paartjies doen, dan sê ek altyd vir hulle, onthou, jou ouers se huwelik gaan 'n invloed hê op jou huwelik. Dit gaan, of dit goed is en of dit sleg is. Jy moet wakker wees daarvoor. So, manne, vrouens, hoe lyk jou huwelik? Oupas en oumas, hoe lyk julle huwelike? Wat se voorbeeld stel julle vir julle kleinkinders? Die rol van die man en die vrou in 'n gesin is 'n pragtige instelling van God. Hy gee die geskenk van 'n gesin en vir elkeen het daar binne sy eie taak, sy eie verantwoordelikheid. Ek en jy mag dit as 'n voorreg beskou as die Here vir ons 'n rol gegee het, of dit 'n pappa is of 'n mamma is, of dit 'n oupa is of 'n ouma is. Dis 'n voorreg om jy van daai rolle te kan hê. Onthou, die moeder is die koningin van haar huishouding. Dis in haar mag om haar kinders se karakter te vorm. Iemand in die gesin moet uiteindelik die verantwoordelikheid dra vir die karakter van die kinders. Kinders grootmaak kan ons nie ligtelik opvat nie. Ons kan dit nie aan ander oorlaat nie. Party mense dink hulle kinders moet by die skool geleer word of hier by die kinderkerk met die tannies al leer of hulle leer maniere. Dis nie hulle werk nie. Dis jou werk as pappa en mamma. Onthou, as jy nie jou kinders maniere leer by die huis nie, daar by die skool en hier by die kerk, kan ons sien wat in jou huis aangaan. Het jy al daaraan gedink? Het jy al daaraan gedink? Jou kinders verteenwoordig jou hierso. Dis jou werk om hulle te leer by die huis. God het die moeder geskape met die vermoë om die kind in haar eie liggaam te dra, en die bors te voed en te vertroetel en te liefkoos. En indien jy 'n tuisbly mamma is, kan jy die wonderlike voorreg hê om saam met die Here jou kind te vorm. Saam met die Here jou kind te vorm en te skep en die karakter te bou tot in ewigheid in. Dis jammer, alle mammas kan nie meer by die huise bly nie. Vandag se lewe moet ons werk. Dis bitter sleg. Want ek dink die beste ding ooit vir enige kind is as hy by sy ma by die huis kan groot word en daar waardes leer en liefde leer. Die huweliksliefde is 'n onvoorwaardelike, liefdevolle, intieme toewyding aan mekaar waar beide partye groei na die beeld van Christus. Ons is veronderstel om gevorm te word en te groei
om meer soos Christus te lyk. Daar's baie soorte liefde, daar's verlei die broederlike liefde, daar's die eros liefde, die seksuele liefde, maar dan is daar die agape liefde. Die liefde wat in die Nuwe Testament beskryf word, die onselfsugtige, sterwe in myself, ek gee alles vir my maat, daai liefde wat van gepraat word, en dit is die fondasie van ware en blywende huweliksgeluk. Is daai agape liefde, daai liefde wat Jesus vir my en vir jou gehad het, daai opofferende liefde, om te sê, ek lewe nie meer nie, maar jy is die belangrikste in my lewe. Dis die liefde daar moet wees, daai liefde van ek trap op jou toon, maar ek vergewe jou. Ek maak jou seer, maar ek vergewe jou, want ek is lief vir jou. Die volmaakte Jesus liefde. Jesus het die hoogste vorm van hierdie soort liefde vir my en vir jou gewys, toe hy al ons skuld, al ons sonde op hom gevat het, en aan die kruis gesterf het. Dis ware liefde. Hy het geweet waartoe hy moet gaan. Maar hy was vir my en vir jou so lief, dat hy dit nog steeds gedoen het. Hy het ons lief gehad, ondanks die gevolge van ons sondes, wat ons sondes vir hom ingehou het. Dis onvoorwaardelike agape, Jesus liefde. Waar staan ek en jy? Waarmee het jy jouself vandag aan hierdie agape liefde? Teenoor jou vrou, teenoor jou man, jou kinders, jou ma, jou pa. Hoe lyk hy liefde vandag in jou lewe? Paulus beskryf die liefde soos volg. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer. Hoe meet ek en jy vanoggend hier aan? Ek kom bietjie kort. Daar's nog een. Waarmee het jy vanoggend? Behalwe vir ons toewyding aan die Here en aan ons huweliksmaat, bekleer die ouers teenoor niemand anders se hoër verantwoordelikheid as teenoor die kinders wat hulle in die wêreld ingebring het nie. Onthou, die kinders het nie gevra om daar te wees nie. Dit is ek en jy se keuse om my kinders te hê. Dit was ons keuse, dit was ons besluit. Hoeveel keer gooi ons die kinders een kant toe? Want my pelle is belangriker. Ek weet, ek was daar. Dit is belangriker om te gaan jag en te gaan visvang en saam met die pelle te kuier. Ons gooi die verantwoordelikheid weg. Of ons los dit vir die mamma om dit te doen. Ek en jy is veronderstel om ons kinders bo ons eie gerief en bo ons eie belang te stel. Daar's niks behalwe jou vrou en jou man. Is daar niks en niemand belangriker as jou kinders nie. Nie jou werk nie, boggerol. Maar ons almal val in daai lokval. Ons trap oor die lyn. Kinders is die kant. My werk is belangriker. Ek en jy is veronderstel om vir ons kinders die beste kans moontlik in die lewe te gee. Om alles op te offer, om vir hulle die beste te kan gee. Omdat selfs dinge wat gebeur met kinders terwyl 'n mamma swanger is, omdat dinge wat gebeur voor die tyd, byvoorbeeld verwerping, het klaar invloed wanneer mamma swanger is. Dit het 'n invloed op jou geestelike, verstandelike, fisiese gesondheid. Daarom moet ons van swangerskap af al
soveel moeite doen met ons kinders, positiewe dinge praat. Wanneer hulle gebore is en soos hulle groot word, moet ons daai ekstra myl loop, daai ekstra moeite doen vir ons kinders, sodat hulle die beste moontlike kans kan hê om 'n sukses van hulle lewens te maak. Laat hulle weet wat is liefde, laat hulle weet wat is waardering. Soveel kinders, ons sien nie week, klein kindertjies wat met soveel vrese loop, wat so bang is, want hulle voel nie veilig by hulle huise nie. Hulle voel nie beskerming nie. Hulle is die heeltyd senuweeagtig, hulle is bang, hulle maak hulle self nat vir die geringste dinge. Dis nie wie ons moet wees nie. Dis nie wat die Here verwag van 'n pappa en 'n mamma nie. Ons moet ons bes te gee, ons kinders moet veilig voel. Ons kinders moet beskermd voel, hulle moet vrymoedigheid hê. Hoeveel kinders is so teruggetrek in hulle doppe? Hoeveel kinders sukkel met verwerping? Hulle is nie goed genoeg nie. Omdat hulle dit al in swangerskap ervaar. As altyd tyd om dit reg te maak. As dinge met jou en jou kinders nie lekker is nie, maak vandag 'n besluit om dit reg te maak. Maak vandag die keuse en vra vir die Here, Here help my dat ek my kinders kan lei op die regte pad, dat ek hulle kan grootmaak soos wat U verwag ek moet my kinders grootmaak. Baie het nie 'n voorbeeld gehad nie. Het nie 'n pappa of 'n mamma gehad wat dit gelewe het nie. So dis moeilik. Maar weet jy wat? Ons hemelse Vader maak dit maklik. Soos ek net nou al gesê het, deur die woord en deur die Gees kan ons dit reg doen. 'n Ouer se liefde moet onvoorwaardelik en selfopofferend wees. Hoeveel kinders voel hulle moet werk om jou liefde te verdien? Nie goed gedoen met die eksamen nie, kry tweede of derde span, jy is nie goed genoeg nie. Hoekom? Hoekom moet jou kind werk vir jou liefde? Hoekom moet jou kind eerste span kry voordat jy hom erkenning gee en sê, well done? Hoekom? Het jy eerste span gespeel? Jy springbokklere gehad? Nee. Selfopofferende liefde, onvoorwaardelike liefde. Daar moet nie iets gekoppel wees vir jou kind aan liefde nie. Ook is lief vir jou want jy die tuin skoon gemaak nie. Nee. Kinders het onvoorwaardelike en selfopofferende liefde nodig om 'n goeie selfbeeld en emosionele gesondheid deur hulle lewe te kan geniet. Kinders wat vir liefde moet werk of voel dat hulle is verwerp en hulle is onbelangrik, sal probeer om ouers se liefde te kry en aandag te kry deur slegte dinge te doen. Deur verkeerde dinge te doen. Hulle weet as hulle verkeerd is. Hulle weet baie goed. En ongelukkig, as ons dit nie vroegtydig stop nie, dan word hierdie slegte gedrag ingewortel en 'n gewoonte. En dis wie hulle is. So baie keer, jou kind se slegte gewoontes, is jou as ouers se skuld. Jy het nie aandag gegee dalk nie. Ek sê nie in alle gevalle nie. Kinders wat hulle ouers se liefde veilig voel, sal ander mense lief hê. Hulle kan geleer word om sowel te gee as om te ontvang. En dat daar 'n rede is vir bestaan buite hulle self. Soveel kinders is selfsugtig. Want hulle beklei vir alles. Hulle beklei vir liefde in hulle huis. Kind moet nie beklei vir liefde in sy huis nie. Dit moet daar wees. Kinders wat in liefde groot word, sal baie vinniger in 'n verhouding met die Here ingaan. En 'n pad met die Here stap. En hulle lewens sal God verheerlik. Waar staan jy vanoggend? Waar staan ek vanoggend? Dink vandag is 'n
hier so 'n bietjie introspeksie doen dag vandag. Meneer, waar staan jy met jou vrou? Mevrou, waar staan jy met jou man? Papa en mamma, waar staan julle met julle kinders? Oupas en oumas, wat se voorbeeld leef julle uit? Mag die Here ons help om onsself te ondersoek en reg te maak waar ons verkeerd is. Amen. Baie dankie Abba Vader. Here, dat ons vanoggend sommer net so 'n bietjie weer introspeksie kon doen. Ek bid, Heilige Gees, dat U in elkeen van ons se lewens sal werk en daar waar ons verkeerd is, daar waar ons skade gemaak het, Here, help ons om reg te maak. Daar waar ons liefdeloos was, Here, waar ons huwelike en ons gesinne oor onsself gegaan het, vra ons vandag om vergifnis. En ons vra, Here, help ons om herstel te bring aan ons mans en ons vrouens en ons kinders. En Here, mag ons huwelike ware voorbeelde wees van U genade, van U guns en van U onpylbare liefde, van die wonderlike agape liefde. Here, mag ons lewens, ons huwelike, ons gesinne U verheerlik. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen. As hy musikante, kom ons sluit af.